is die lus om die erfenis in besit te neem. As jy sê amen. Halleluja. Ek gaan vanoggend begin hier 'n storie te vertel. Hierdie storie gaan oor 'n gesin. Hardwerkende pa. Gaan in die oggend 4 uur huis werk toe, stap vir 2 ure want hulle het nie 'n motor nie. Hulle het 2 kinders, 'n vrou en 'n man. Net genoeg kos om deur te skraap elke dag. Kan jy voertuig bekostig, die donker in die aand stap hy terug. Sy hande stik in gewerk. Hierdie familie was mense wat die Here geken het. Dit was 'n familie gewees wat elke Sondag soos u in die kerk gesit het, wat die pastoor gehoor preek het. Maar het vir jare swaar gekry. En eendag is daar 'n klop aan die deur en hulle maak oop en die staande persoon en hulle noem hom die bode van die hof en hulle sê, meneer, ons moet hierdie dokument aan jou oorhandig. En hy sê, maar wat is dit, want hierdie mense is godsvreesende mense. Hulle sê, dis eintlik 'n erfporsie wat ons vir jou wil gee. Hierdie dokument, as jy hom teken, kan jy erf. En hy vat die dokument wat hy gekry het en hy dink by homself terwyl hy die deur toemaak, maar my ouers is al jare terug dood. Ek het nie 'n ander familie nie. My ouers het nie eens geld gehad nie. Wie sal vir my 'n erfporsie gee? En hy vrommel die papier op. En hy gooi dit in die drom. En jare gaan verby en hy lewe gaan voort en niks verander nie. Hulle kry maar swaar en hy werk hard en is 'n goeie gesin. Hulle is elke Sondag in die kerk, hulle ken die Here en hulle gaan voort. En toe gebeur hierdie ding. Die tweede keer klop iemand aan die deur en hierdie keer is dit 'n man met 'n baie mooi soet aan en hy stel hom voor as die prokureur. Hy sê, luister hier, ek het gehoor dat jy niks gedoen toe ek my bode stuur, maar ek is self hier nou as prokureur om jou te vertel. Jy het 'n erfporsie. Al wie moet doen is om iets te teken. En hy vat weer die papier. Hy maak weer die deur toe en weer een stap die prokureur af weg en hy vrommel dit op in sy hande en hy gooi dit in die drop en hy dink by homself, my pa ma is al jare terug dood. Niemand ken my nie. Ons is maar 'n arm familie wat hier bly. En hy gaan maar voort met sy lewe. En hierdie ou man raak alles sieker en sieker. En hulle kry 'n tyding by die huis, hy's dood. En hou 'n begrafnis, eenvoudige begrafnis. Daar's nie veel mense nie, want hulle was nie betrokke veel nie. En hulle hou die begrafnis in. Die lewe gaan voort vir die ma en 2 seuns. En toe gebeur dit, dat die prokureur weer kom. En hierdie keer is dit die vrou wat die deur oopmaak. En die prokureur sê, kan ek maar inkom, mevrou? En hy sit by haar. En hy sê, ek wil net vir jou lees, van ek sien jou man het nooit teruggekom na ons toe nie. Ek wil net vir jou sê, dat julle het eintlik geërf $2 miljoen, wat julle sin is. En die vrou sê, maar meneer, hoekom het niemand ons gesê nie? En hy sê, ek het my bode gestuur, ek was self hier gewees, maar nie een van julle wou het geglo het nie. Sy dink toe terug. Vir soveel jaar het hulle gesukkel, vir soveel jaar het dit swaar gegaan, vir soveel jaar het hulle laste gedra wat soveel ligter kon gewees het. As hulle net geweet het, hulle het geërf. As hulle maar net hulle erfporsie in besit geneem het. En ek wil terugbring na die Bybel toe vanoggend en ek wil die storie daar stop want ek wil net hoe verder gaan van ons afsluit by die storie. Maar wat ek wil hê jy moet hoor vandag en ek wil jy moet notas maak van hierdie preek want hy's gebore uit die Heilige Gees. Ek wil hê die eerste punt wat jy moet neerskryf is dat elke gelowige, elke kind van God is 'n erfgenaam. Ag kom aan kerk, help my vanoggend. Ek sê elke kind van die Here is 'n erfgenaam. Kom aan kerk, ek sê nie glo dit nog nie. Ek sê elke kind van die Here is 'n erfgenaam. Elke een. Luister wat ek sê, elke een. Nou waar kry ek dit? Wel, ek gaan veel klompskrifte gee vanoggend. Ons gaan nie lank wees nie. Maar ek wil hê jy moet eers hoor
Voordat by punt nommer 2 kom, wat sê Galasiërs 4 vers 17, ek het so 3 weke terug hieroor gepreek, sou jy mooi die skrifte onthou, Galasiërs 4 vers 7. Daarom is julle nie meer diensknegte, ek het gepreek oor slawe, is julle nie meer slawe nie, maar wat is julle nou, mense wat die Here aangeneem het, julle is nou, kan man sê dit dan, julle is nou, julle is erfgenaam, maar julle is eers 'n kind, hy sê daarom is julle nie meer diensknegte nie, maar julle is kind. Kan ek sien of enige kinders van God in hierdie plek is? Kan man waai so 'n bietjie? Ja, dit lyk so. So ons weet ons is kinders van God. Die kerk het ons dit geleer. Dis maklik om te glo. Want ons ma en ons pa het vir ons dit gesê, toe ons het verstand gekry het, jy's 'n kind van die Here Jesus. Maar jy is nie net 'n kind van die Here nie. Kyk, kom ons lees verder. En as jy 'n kind is, dan is jy ook 'n erfgenaam. Ag, kom aan kerk. As jy 'n kind is jy ook 'n erfgenaam. Ek wil weer sê, as jy 'n kind is jy 'n erfgenaam. Kom aan kerk, as jy 'n kind is jy 'n erfgenaam. Halleluja. Jy sien, ons sit hier, ons sê, wel, ek is 'n kind van die Here, maar ek is 'n erfgenaam. Nee, as jy 'n kind is jy erfgenaam. Ek sê, as jy 'n kind is jy 'n erfgenaam. Okay, so, omdat ek 'n kind is ek 'n erfgenaam, ons gaan net daaroor praat. So, elke gelowige is erfgenaam. Ek wil dit inspyker, ek wil dit in beklemtoon. Omdat jy 'n kind van die Here is jy 'n erfgenaam. Jy kan nie een wees en nie die ander nie. Jy's of nie 'n kind van die Here nie, en dan erf jy nie. Of jy's 'n kind van die Here, en dan erf jy outomaties. So jy's 'n erfgenaam, omdat jy kind is. Nou die tweede vraag tot hierdie preek kry wat die Here my gee, is vra vir my kinders, by wie erf hulle dan? By wie erf jy? Kom aan. Jy sien ons, 'n mens se testament is jou privaatheid. Dit beteken, is baie min mense in die kerk weet wie gaan eendag by my erf. Hoekom? Wat is my privaat? My vrou weet dit, my kinders weet dit. Jy gee my so nie vir almal, vertel jy vir die hele wêreld wie, ek gaan hierdie erfpors my so opdeel nie. Dis jy privaatheid. Jy vertel miskien vir 1 of 2 ouens wat jy raad by vra. Maar God het nooit so gemaak nie. God het vir ons gesê, luister, ek wil voor die tyd vir julle sê wat julle gaan erf, ek wil voor die tyd vir julle sê julle gaan erf, en ek wil vir julle voor die tyd sê wat julle gaan erf. Is dit amazing nie? Sy het nie privaat gehou nie, hy het dit geopenbaar, dat julle is my erfgename, en julle gaan erf. Haha, glory, die Bible is nice. Yes, man, ek raak excited. Okay, so elke gelowige erwe, nou die tweede vraag is, wel by wie erwe ons dan? Nou kom ons kyk. Romeine 8 vers 16. Nou kyk ons by wie ons erf. Hy sê amper dieselfde ding as Galasiërs 4 vers 7. Hy sê, daarom is julle nie meer diensknegte nie, maar wat is julle nou? Julle is kinders. Okay, as jy 'n kind is, wat is jy dan nog? Jy's 'n erfgenaam. Okay, maar kyk wat staan op die bord. Jy's 'n erfgenaam van wie? Kom maar lees, nee, my naam is Kam, wie lees dit? Jy's 'n erfgenaam van? Kom aan, jy's 'n erfgenaam van? Jy's nie 'n erfgenaam van jou pastoor nie, jy's nie 'n erfgenaam van die kerk nie, jy's 'n erfgenaam van enige iemand, dit sê jy familie is nie, maar ek kan jou verseker, jy's 'n erfgenaam van God, halleluja! Jy's 'n erfgenaam van God. Jy's 'n erfgenaam van God. Jy's 'n erfgenaam van God. Is baie van julle wat sê, ek wens ek was 'n erfgenaam van Prins Charles. Ek wens ek was 'n erfgenaam van Elon Musk. Oh, ek wens ek was 'n erfgenaam van hierdie multimiljonair. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy's 'n erfgenaam van die een wat sê al die silwer en al die goud behoort aan my. Jy's 'n erfgenaam van die een wat sê al die beeste op 1000 heuwels is myne, al die silwer, al die goud is myne, man, halleluja. Jy's 'n erfgenaam van die een wat sê dat ek die hele wêreld in die holte van my hand, halleluja. Jy's 'n erfgenaam van God wat alles gemaak het en alles besit, halleluja. Dis van wie jy erf. Jy erf by God.
Jy erf by die bron. Verander jou hoop. Verander jou expectation. Jy erf by God. Sê vir jou land, ek erf by God. Hy het nie money, hy het baie. Hy het nie tekort, hy het oorvloed. Ek erf by hom, halleluja. En nou kom hy, kyk, hier is die amazingste ding. Nou 1 Johannes hoofstuk 4 sê dieselfde ding, maar ek wil gou vir in hierdie skrif lees. Hy kom met hierdie woord, hy sê, ek wil net vir julle sê hoe regverdig ek is. Want ek weet nie, sit die mense wat sê, ja, pastoor, jy weet, jy's 'n pastoor, dis hoekom jy gaan erf. Of, hier's 'n paar heilige ouens in hierdie kerk, dis hoekom hulle gaan erf. Nee. God is regverdig. Elkeen wat sy kinders erf. Hy sê soos ons die stout kind skryf hy af nie. Hy skryf nie stout kinders af nie. Hy haal hulle uit die testament uit nie. Kom aan kerk. Haha, ek is so bly daaroor. Want is 'n paar van ons, ek ingesluit, wat al lankal uitgeskryf sou geword het. Hy sê, ek is 'n erfenis van God. Nou kyk wat staan dan. Maar 'n kind van God en 'n erfenis, luister mooi, 'n erfgenaam van God. Nou kom hy sê hierdie wonderlike skrif. Hy sê, saam met Jesus Christus, deur Jesus Christus. En daai woorde gaan kyk beteken joint heirs with Christ. Fellow heirs with Christ. Sharing his inheritance with us. God is so regverdig, hy sê, luister, julle as my kinders gaan presies die selfde erf as Jesus wat my seun is. Is dit amazing nie? Is dit amazing nie? So ek gaan nie eens Jesus voortrek nie, julle gaan dieselfde erf. Ok, nou kom die vraag is wel, ek weet dat ek is 'n erfgenaam, hoekom? Want ek is 'n kind van God. Ek weet by wie ek gaan erf, ek gaan by God erf. Ek weet ook, ek gaan net soveel erf soos God, soos sy seun Jesus Christus. Ek weet dit, die Bybel sê dit. Maar nou kom die vraag, wat ek weet u dink aan, en die vraag maar hoekom gaan ek erf? Wat is ek so spesiaal, dat ek by hierdie groot God iets kan erf? Wat is so spesiaal, dat hy my naam in sy testament geskryf het? Wat is ek so spesiaal? En ek wil vir jou 3 redes gee. Eerste rede is, het ons al oor gepraat, so ek gaan nie weer hieroor praat nie, maar ek gaan net vir u lees. Die eerste rede hoekom jy gaan erf, is omdat jy sy kind is. Jou kindskap gee jou 'n erfenis. Nie jou werke nie jou goeie dade nie, niks wat jy doen nie. Van is 'n genadegawe. Dis 'n geskenk. Hy het jou naam geskryf in sy testament. Wil jy met hoor? Jy sê, wat kry jy wel? Ons kry die Galasiërs 4 vers 7, wat sê, daarom is jy nie meer kind, diensnig nie, maar wat jy sou 'n kind, en as jy 'n kind is jy 'n erfgenaam, sou jy erf omdat jy sy kind is. Ek het dit klaar genoem. Die tweede rede kom jy erf, luister man, ek wil jy met my blou, ons gaan nie lang wees, ek gaan hierdie boodskap nou vir u wat gaan met hom doen. Die tweede rede, hoekom jy erf, is omdat jy in 'n verbond met God is. Omdat jy 'n verbond met God is. We are in covenant with God. Dis hoekom ek erf. Jy sien, my kinders erf vir my, luister mooi, want hulle is 'n verbond, hulle is gebore uit my bloed uit. Kan ek 'n amen kry? Hulle is gebore uit 'n verbond, 'n huwelik is 'n verbond, dis hoekom my kinders by my erf. So ek en jy is in 'n verbond met God die Vader, deur by Jesus Christus. Maar luister, ek wil gou vir die ding sê, baie mense vra my oor dit. Pastoor, ek hoor baie keer as jy bid, dan quoteer jy Deuteronomium 28 en jy vat dit as joune. Want jy is heeltemal reg. Want ons is in 2 verbonde eintlik. Die eerste verbond is 'n verbond wat God met Abraham gesluit het. Dis wat Deuteronomium 28 is. Maar jy sal 'n verskil sien tussen daai verbond en die nuwe verbond. Daai verbond het voorwaardes waar die nuwe verbond nie voorwaardes het. So waar kry jy dit? Wel, ek kry dit in Galasiërs hoofstuk 3. Wat ons sê, as julle aan Christus behoort. Wie behoort aan Christus? Waar 'n bietjie hoog. Okay. So jy kom 'n catch. As jy aan Christus behoort, kyk wat sê. Is jy die nageslag van Abraham ook?
En volgens die belofte, erfgenaam. Dis waarom ek elke dag geloop en sê, geseënd sal ek wees in die stad. Geseënd sal ek wees in die veld. Geseënd is die vrug van my liggaam, die vrugte van my land, die vrugte van my vee, die aanteel van my beeste en die aanteel van my kleingee. Geseënd is my mandjie, geseënd is my baksborrel. Die Here sal maak dat my vyande voor my wegtrek. In een straat sal deur my inkom, in 7 strate sal voor my wegvlug. Halleluja. Die Here het jou vir hom as 'n heilige volk bevestig, sodat hy sy verbond kan verenig, wat hy met jou Vader met 'n eed beloof om aan jou te gee. Halleluja. Die Here sal die seën oor jou gebied en jou skure en alles wat in jou hande aansleen. En so kan ons aangaan. Die seën was net vir Abraham, ek is die nageslag van Abraham, volgens beloftes erfgenaam. Why? Because of covenant. Because of covenant. Maar ek is nie die nageslag van Abraham, luister my, Abraham se verbond is nie, ek is nie verbond met Abraham nie, maar sy erfgenis van sy verbond met God is myne. Maar die tweede ding wie ek verbond, of die tweede, ek wil net regstel, ek is nie 'n verbond met Abraham nie, maar wat sy beloftes is myne, omdat ek die nageslag van Abraham is, maar ek is 'n verbond met Jesus Christus. Kan ek amen kry? So moet my nie verkeerd verstaan nie. Hebreërs 8 vers 6 sê, maar nou het hy, dis Jesus, 'n voortreffeliker bediening gekry, vir sover hy ook die middelaar is, kyk wat sê nou, van 'n beter verbond. 'n beter verbond. Wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Dis 'n verbond wat God, net soos hy sê in Jesus aan die kruis gesluit het. Ek wil jy moet hoor. Die bloed is 'n teken van die verbond wat God as sy seun aan die kruis gesluit het, die verbond. Maar hier kom dit, nou sê jy nou, ek weet nie, vra my, nou ons het baie oor die verbond gepreek, so 'n paar jaar terug, maar nou vra my, maar waar as God en Jesus die verbond met mekaar gesluit, wat het ek daarmee gedoen? Wel, jy het alles daarmee te doen. Jy het alles daarmee te doen. Hoekom? Luister mooi wat sê Kolossense 3 vers 3. Hy sê, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus. Is saam met Christus. Ek dink blaai bietjie, nee. Want julle lewe is saam met Christus verborge in God. En jy ken dit. Ek het hieroor gepraat ruk terug. So dit beteken eenvoudig. Hier is my lewe. Luister mooi. Hier is God. Ek is verborge in hom. Dis wat beteken. So toe Jesus aan die kruis hang, toe hang ek aan die kruis. En toe Jesus in die graf ingaan, toe gaan ek in die graf. En toe Jesus opstaan, toe staan ek uit die dood uit op. En toe Jesus opvaar, toe vaar ek op. En toe hy aan die regterhand van God sit, ek sit saam met hom in die hemelse plekke, deur Christus Jesus, omdat ek verborge is in hom. Kyk mooi. Toe Jesus 'n verbond sluit met God, toe is ek verborge in hom. Daarom is ek in verbond met God. Daarom is haar belofte in Hebreërs hoofstuk 13 vers 5 dink ek, wat sê, al is julle ontrou, ek sal nooit ontrou wees nie. Why not? Because you're on covenant. Daarom is haar belofte wat sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom is 'n belofte dat dieselfde God wat vir die mossie sorg, sal vir jou sorg, because you are in covenant. Ek en jy het nie nodig om te vrees vir môre nie, want ek en jy is verborge in hom. Daarom sê Paulus, ek lewe nie meer nie, hoekom nie? Want Christus lewe in my, ek is dood, wat ek nou lewe ek in geloof in wat Jesus aan die kruis vir my gedoen het. So ek is verborge in hom vandag. So ek is in verbond met hom, daarom erf ek. Alles wat syne is myne, dis een van die bloedverbond tekens gewees. Dit jou kleed het jy geruil, en wanneer jou kleed vir iemand gee en sê, van ek gee myself van jou. En Jesus het vir ons
sy kleed van geregtigheid gegee. Ons het vir hom 'n besoedelde kleed gegee. Ons het niks om hom te gegee nie, maar hy het sy alles vir ons gegee, because of covenant. Jy's 'n verbond met God. Dis hoekom jy erf. Jy's 'n verbond met God. En tot vandag toe kom ons, en ons gebruik Johannes 14 en ons sê, ek in Christus en Christus in my. So ek is in hom. Ons moet weer 'n revelation kry wat in die Ou Testament verborge was, is dat ons in Christus is. En Christus in ons. We are in him. Die enigste rede wat Romeine 6 sê, hoekom jy sonde kan oorwin, en sonde geen mag oor jou het nie, is omdat jy saam met hom gesterf en saam met hom gekruisig is. En jy verborg in hom is. So ek weet, ek erf want ek is 'n kind van die Here, ek erf want ek is 'n verbond. Maar hier kom die laaste een, hy sluit aan by hierdie een van die verbond, maar ek het gedink ek wil dit in 2 deel. Ek erf want die kruis was daar. Dis hoekom ek erf. Because of the cross. Ek gaan nou vir die wys. Is omdat die kruis daar was. Luister mooi. Galasiërs 4 vers 7, ons gaan nou die derde keer lees. Kom ons lees hom weer. Jy gaan hom ken as ons dienslaas. Daarom is jy nie meer diensknegt, jy is nie meer slaaf nie. Wat is jy? Kom maar, wat is jy? En as jy kind is jy? Van wie erf jy? Nou luister mooi. Jy erf by God, maar jy kom met ander skrif wat ons uitlas. Deur Jesus Christus. Deur die kruis. Onthou het ek weer gesê, wat jy altyd lees van deur kruis, wat beteken deur die kruis, beteken die werk wat hy gedoen het aan die kruis, maak jou 'n erfgenaam. En gaan nou vir dit bevestig in die skrifte. So die kruis, Jessie, ek ken hy skrif, onthou nie, maar my eie taal, Dani van 'n Wesley vertaling, moenie die kruis goedkoop maak nie. Moenie die kruis goedkoop maak nie. Die kruis was nie net daar so jy kan die hemel toe gaan nie. Maar jy kan ook nie sonder die kruis hemel toe gaan nie. Die kruis is nie net daar dat jy gesond moet word nie. Maar jy kan ook nie sonder die kruis gesond word nie. Die kruis is daar sodat jy kan erf. Ek wil jy moet hoor. En ek gaan nou vir dit wys in die Bybel. Sodat jy kan erf by Jesus. Nou kom ons kyk 2 skrifte wat bevestig. Kolossense, kom maar as jy nog by my sê amen. Kom as jy iets leer sê ek amen. Ek raak so excited man, halleluja. Kolossense 1 vers 12. Hy sê en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het. So Jesus maak ons heeltyd. Dit is soos hy soos die prokureur. Hy stuur 'n bode, hy stuur die pastoor, hy stuur diensknegte om heeltyd vir jou te sê jy's 'n erfgenaam, jy's 'n erfgenaam. Hy wil jou bekwaam maak sodat jy nie soos sy oomie gaan sterwe en nooit jou erfenis in besit geneem nie. Sy bly jou bekwaam maak. Hoekom maak hy jou bekwaam? Om deel te hê aan die erfdeel van sy kinders, sy heiliges. So hy maak jou bekwaam deur hierdie prediking. Die prokureur klop vandag aan jou deur en hy sê, luister my kind, jy is eintlik 'n erfgenaam. Die vraag is, gaan jy dit opvou vandag in die drom gooi? Of gaan jy sê, hey, ek gaan teken, Here. Ek vat dit. Hy sê, die Here maak ons bekwaam. Hoekom maak ons bekwaam? Kyk mooi op die bord, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges, van die kinders van die Here. Moet nou nie superheilig wees, sê wel, dit beteken, ek is heilig genoeg nie. Hy gebruik 'n woord, heilig is dieselfde as die woord kind hierso. Luister mooi. Nou kom in vers 13, en hy vertel ons, hoe gaan jy erfgenaam word? Jy gaan erfgenaam word van die heiliges, omdat hy jou verlos het, uit die mag van die duisternis. Omdat hy jou oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy lig. Jy het nou die verlossing deur sy bloed. Jy het vergifnis van sonde. Jy het die kruis ervaar. Daarom is jy 'n erfgenaam. Sonder die kruis is daar geen hoop, geen toekoms, geen erfenis vir ons nie. Hy sê, maar jy gaan erf. Want daar was 'n kruis. Nou luister maar, nou wil ek die vraag vra. Want is die vraag wat ek weet, u sit hierso en is op die tong om my te vra. Maar ek gaan sommer vir jou vraag vra. Ek heb 'n storie. Kyk na my. Kom ons gaan eens terug. Ons weet nou 'n paar dinge vanoggend. Elke gelowe is 'n erfgenaam. Ons erf want ons is kinders van God. Kom aan kerk.
Ons erf omdat ons kinders van God is. Ons erf want ons is in verbond met God. Ons erf van daar was 'n kruis gewees. Maar nou kom die volgende vraag. Dis hoe ek dink. Okay, dis wonderlik, pastoor. Maar vertel jy 'n bietjie, wanneer gaan ek begin erf? Wanneer begin ek aan te erf? Hier sit ek is soos sy oom. Ek kry swaar, pastoor, ek skraap dit deur. My lewe is 'n gemors. Ek sukkel. Dit gaan moeilik. Wanneer gaan ek dan nou erf? Die goed wat julle so oor preek. Wel, kom ek wys jou wanneer jy gaan erf. Dit is eintlik wonderlik as jy weet wanneer jy gaan erf. Jy kan prepare as jy weet wanneer jy gaan erf. Man, ek sal heeltemal 'n ander lewe lewe as ek weet, ja nee, ek gaan iemand doodgaan en ek kan vir my R1 miljoen gee. En ek 'n amen kry? Ek sal nou al begin spend. Hey, dit is 'n joke. Maar hier kom dit. Dis 'n wonderlike ding. Jesus sê vir ons wanneer ons gaan erf. Dis so amazing die Bybel is. Hy sê vir ons wanneer. Wel, kom ons kyk wanneer. Nou die Bybel sê vir ons wanneer. Hebreërs 9 vers 16. Hy sê, want waar die testament is, moet daar noodsaaklik eers die dood van die testamentmaker aangekondig word. Dit beteken eenvoudig, jy gaan nie erf vir iemand die dood gaan nie. Kan ek 'n amen kry? Testament is geldig van jou sterwe. Want 'n testament is geldig wanneer? By sterfgevalle. Aangesien dit nooit van krag is, luister mooi, solank as die testamentmaker nog lewendig is. Dis nie 'n wet van Suid-Afrika, dit kom uit die Bybel uit. Ek lees uit Hebreërs hoofstuk 9 uit. So wanneer het ons begin erf? Kom maar, wanneer het ons begin erf? Wanneer is dink jy gaan verkeerd wees, jy gee die antwoord. Wanneer het ons begin erf? Toe die testamentmaker dood gegaan het. Toe Jesus gesterwe het. Kom aan. Toe sterwe hy. Die rede hoekom hy gesterwe het, moenie sê die duiwel het hom doodgemaak. Die duiwel kan Jesus doodmaak, die man. Hy het dit probeer. Van die Here se geboorte af. Toe hom wil inskryf, toe wil hy Herodes hom al doodmaak. Die duiwel kan nie. Jesus het sy lewe afgelê. Hoekom? Daar's baie redes. So jy kan hemel toe gaan, so jy gesond kan word, so jy oorvloed kan hê, so jy baie dinge oorwinning kan hê. Ons kan 'n hele reeks spreek oor die redes hoekom Jesus moes sterwe. Maar een van die redes waaroor niemand praat is, hy het dood gegaan sodat ek en jy kan erf. Sodat ek en jy kan erf. So wanneer erf ek? Val jy erf al reeds. Jy erf van die oomblik af toe hy dood gegaan het. Kan ek 'n amen kry? Ek sê jy erf al reeds, jy erf al vir 2000 jaar. Maar elke keer vrommel jy die papierkop en jy gooi hom in die drom. Elke keer kom praat 'n prokureur met jou wat 'n pastoor genoem word en jy glo hom nie. Elke keer praat die Bybel met jou, maar jy verwerp dit. Want jy dink jy's nie goed genoeg nie. Jy dink jy's heilig genoeg nie. Jy dink as dit sekere mense en die duiwel jou al hierdie leuns vertel, you're not good enough. Oh, jy moet jou heilig word soos pastoor John en pastoor Pedro en daai ouens en dan kan jy erf. Nee man, die Bybel sê ek is 'n erfgenaam van die testamentmaker. Het 2000 jaar terug alreeds gesterwe. 2000 jaar terug het jy reeds geërf. Ek sê 2000 jaar terug gaan reeds begin erf. Kom aan, kyk, ek sê 2000 jaar terug het jy reeds begin erf. Kan ek 'n amen kry? Halleluja. Dis nie iets wat jy gaan ontvang in die toekoms nie. Dis iets wat jy gaan ontvang in die hemel nie. Ja, sekere erfporsies van ons en ek het al hieroor gepreek. Ons hemelse erfporsie, dis iets heel anders dan. Maar ons dink ons erfporsie is net ons erfporsie is ons gaan die hemel toe. Man, die hemel is ek ons grootste erfporsie, maar dit is ons enigste erfporsie nie. Kan ek 'n amen kry? Kan ek gou net eenpuntig gaan stop? Kan ek jy vertel wanneer gaan ons voortgaan? Okay. Nou die belangrikste vraag is, ons weet nou wanneer ons erf. Ons erf over 2000 jaar, maar die vraag is nou wat erf ek?
Wel ek het gesê ons het 'n hemelse erfporsie, is goed as ons die hemel gaan kry. Ons gaan 'n hemel, ons gaan 'n huis in die hemel kry. Ons gaan die Bybel sê laat julle hart nie ontstel word, God glo in my huis my Vader se baie woonhuis. Ek het gegaan om vir julle plek voor te berei sodat julle kan weet waar ek is. Soos 'n wonderlike erfporsie. Ons gaan 'n huis in die hemel kry, ons gaan vir ewig by hom wees. Daar gaan nooit weer trane wees, daar gaan nooit weer hartseer wees, daar gaan nooit weer pyn wees nie, daar gaan nooit weer bekommernis wees, daar gaan nooit weer dood wees nie. Al daai wonderlike dinge is vir die hemel. Maar wat is my erfporsie? Wel, kom ons kyk gou na die woord verbond. Die woord verbond is, kyk na my, ek wil die Bybel vir jou wys om dit te verstaan. In ons taal praat ons van 'n ou verbond en 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. In die oorspronklike taal praat ons van 'n ou verbond en 'n nuwe verbond. So wat is my erfporsie? Wel, my erfporsie is my verbond wat ek met die Here het. My erfporsie is, luister mooi, ek wil jy moet hoor, ek wil jy moet sien, my erfporsie is alles wat tussen hierdie twee blaaie staan. Dis my testament. Dis wat hy vir my nagelaat het. Ek praat nie van die Bybel soos hy sê, ek sê, alles wat hy in hierdie boek beloof het, Bybel kan nie lekker oopmaak uit 'n cover, maar alles wat hy gebeloof het, van, luister mooi, Ou Testament, Ou Verbond, tot wanneer hy beloof het, waar hy op die einde sê, kyk mooi, Amen. Dis wat hy vir my beloof het. Nou kom ons toets gou die kennis vanoggend, kom ons toets gou die kennis, luister mooi. So elke belofte in die woord, het hy my nagelaat gesê, daar nie, dis jou erfporsie, dis joune. Dis joune. So kom ons kyk gou na 'n paar goeders. Nommer 1. Weet jy van 'n skrif van die Bybel waar die Here voorspoed beloof? Kom aan, lig dit op, dat ek sien. Beloof die Here voorspoed in die Bybel? Is dit 'n belofte in die Bybel? Ja, beloof die Here gesondheid in die Bybel? Is dit 'n belofte in die Bybel? Beloof die Here vrede? Is dit 'n belofte in die Bybel? Kom aan kerk, beloof die Here oorwinning? Is dit 'n belofte? Ons het vanoggend dit gesing. Beloof die Here vergifnis in die Bybel? Is dit 'n belofte? Ja, beloof hy vryspraak? Kom aan, help my. Beloof hy vryspraak? Is dit 'n belofte? Ja, geloof hy verlossing? Beloof hy geluk? Ja. Beloof hy sukses? Ja, geseën sal jy wees in alles wat jou hand aan slaan. Beloof hy guns, unmerited favor. Ja. So al hierdie goed in die bord sien is beloftes. Ek het net vir skrifte bygesit, ek het spesifiek met 'n doel nie bygesit nie. So nou kom mense vra, maar wat is my erfporsie? Wel, luister mooi. Jou erfporsie is alles wat Jesus vir jou beloof het. Kan ek 'n amen kry? Ek sê alles wat Jesus vir jou beloof het, is my erfporsie. So, okay, nou kom ons die vraag. Ons gaan terug na ons storie toe. Die oom is dood. As hy maar net geweet het. Ons kan nie sit en sê, ek kry hom so jammer. 4 uur die oggend werk toe. Hannes stikken gewerk. Hy is so lief vir sy vrou en sy 2 kinders. As hy maar net geweet het. Hy het $2 miljoen. As hy dit geweet het. Jy sien, hier kom die kliks. Jy kan nie erf, as jy nie weet jy is 'n erfgenaam nie. Nommer 2, dit gaan jou nie eens straak, as jy vanoggend nie weet wat dit jou erfenis nie. En ek is hier om vir jou te sê, dat alles wat in hierdie boek staan, is my erfenis. En as ek nie hierdie goed het nie, lê die probleem nie by God nie, maar lê die probleem by my. En nie omdat ek sondaar is nie, nie omdat ek nie heilig genoeg is nie. Hier is die hoofrede. Ek weet, ek preek miskien my preek voor, ek eens kyk. Miskien het ek dit geskryf. Ek het dit gedoen. So waarom neem gelowiges hulle erfporsie besit nie? Wel, hier kom een van die redes, as baie, ek het nie tyd om oor almal te praat nie, maar kom ons kyk na 1, 2 Petrus 1 vers 3, immer sy goddelike krag, het hy ons alles geskenk, dis my erfporsie, sê 'n bietjie alles, kom ons sê alles, hy het dit geskenk, jy hoef nie te verdien nie, jy hoef nie te gaan koop nie,
Jy hoef nie daarvoor te werk nie, dis jou, hy skenk dit aan jou. So Jesus gee my 'n belofte. Hy het my alles geskenk. Wie van die glo dis 'n belofte? Ek het dit vir die gelees, kom in die Bybel uit. Hy sê, in sy goddelike krag het hy ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, en hier kom die antwoord. Deur die kennis van hom. Weet jy, kom aan. Moenie vir kwaad raak volgende. Hier sit mense miskien in hierdie kerk, Pinkstermense wat vandag nog glo, die Here maak jy gesond. Jy sê dit, die Here wil ons siek hê. Hier's mense in hierdie kerk wat nog glo dat die Here wil ons arm en ons moet swaar kry, ons moet suffer. Pastoor, hoe meer jy suffer, hoe heiliger is jy. Dis mense wat preek, dit's pastore wat nog preek. Kom aan. Jy sien, immer sy goddelike krag het hy my alles geskenk deur die kennis van hom. Deur die kennis van hom. Kyk mooi wat ek sê, ek moet weet waar erf ek, wanneer erf ek, wat erf ek. Ek moet die kennis sê dat Jesus het al reeds vir my alles geskenk. Want hy het ons geroep tot sy heerlikheid in deeg. Jy kan nie in besit neem sonder kennis nie. Jy moet weet wat jou erfdeel. Jy moet weet jy sal reeds 'n erfgenaam. Jy moet weet hoe om dit in besit te neem. Dit is die grootste sleutel. Jy moet weet hoe om dit in besit te neem. En dis waar die probleem is. Dis waar my probleem is. Ek weet ek is erfgenaam. Ek weet al vir jare wat ek erf. Maar baie keer is ek dit eenvoudig te lui om my erfenis in besit te neem. Baie keer suffer ek maar net voort. Want ek wil nie gaan studeer om te kyk, okay Here, ek voel down. Wat se beloftes is daar vir my? Here, ek voel siek in my liggaam. Wat se beloftes is daar wat ek in besit kan neem? Here, dit gaan finansiëel swaar met my. Waar in hierdie boek beloof U dat dit my sal goed gaan? Ons is net eenvoudig te lui om dit te gaan soek. Want as ek vandag vir jou so vra, en ek doen dit met alle respek, ek gaan afsluit nou. As ek nou vandag vir jou moet vra is, staan gou op en noem vir my net 4 beloftes oor enigiets in jou lewe. Dan kan ons dit nie doen nie. Ons kan nie 4 dinge doen nie. Ons sal liewerste maar voortgaan om te sukkel as om 4 beloftes te gaan soek en dit te memoriseer en dit deel te maak van my lewe sodat ek my belofte in besit kan neem. Noem my 4 beloftes oor genesing. Kom aan kerk. Noem my 4 beloftes oor vergifnis en vryspraak en verlossing. Ons loop met skuldgevoelens. Jy dink jy's nie goed genoeg, jy dink jy's 'n sondaar. Jy het 'n fout gemaak jy het 'n fout gemaak 2 jaar terug, 20 jaar terug en jy loop nou nog met die seer en die skuldgevoelens en jy kan nie in sy teenwoordigheid ingaan nie. Want elke keer wanneer jy doen, dan kom die duiwel en hy roof jou van sy heerlikheid. Want jy voel soos 'n vuil lap. Want jy kan die een belofte vir die duiwel sê, duiwel, luister hierso. Jesus sê hy dink nie meer aan my sonde nie. Hy sê as ek vergewe het, dan het hy dit vergeet nie. Ons lewe nie in die guns van die Here nie, want jy kan nie vir my 2 beloftes noem, 3 beloftes noem wat die Here guns beloof nie. Jy sien immer sy goddelike krag het ons alles geskenk. Deur die kennis van hom. Wie's hom? Wel, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. So ek moet kennis hê en ek moet dit voor God kan bring en sê Here, ek verklaar dit nou. En hier kom dit. Ek verklaar dit nou en ek neem dit in besit. OK. Wie wil dit graag in besit neem? Ons gaan dit nie vanoggend doen nie. Die tyd is verby. Maar ons gaan dit Woensdag aan 7:00 doen. Moenie Woensdag aan 7:00 mis, ek gaan aan met hierdie boodskap. Nie volgende Sondag nie, Woensdag aan. Woensdag aan 7:00 tot 8:00 gaan ek jou vertel hoe neem dit in besit. Want dan gaan 20 minute met jou teach, die helfte, die tweede deel van hierdie boodskap en dan gaan ons vir die 20 minute gaan ons in besit neem. Want ons kan dit nie vanoggend doen nie. Want baie van julle is nie gereed om dit te doen nie. Baie van julle verstaan nie, moet eers hierdie preek weer gaan luister en weer gaan dink en jy moet weer gaan om 'n belofte te kry. Ek gaan Woensdag aan vir jou sê, hoorie, ons gaan nou geluk
vrede in besit neem en dis die skrifte wat ons gaan gebruik. Ons gaan nou oorwinning in besit neem en dis die skrifte wat ons gaan gebruik. En ek wil jou vertel, as jy Woensdag aand uitstap, gaan jy weet hoe om elke belofte in die woord van die Here in besit te neem. Luister mooi. Kan ek my susters kom speel vir my, anders gaan ek heel oggend preek. Ek nou preek salwing op my. So jy moet my nou keer. Luister mooi. Ek wil gou hierdie skrif vir jou gee. Okay, dis nou Woensdag se werk. Luister hierso. I will worship towards thy holy temple and praise thy name for thou loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above thy name. Kom aan kerk, die Here sê, ek vat my woord bokant my naam. Ek kan nie lieg nie. Ek sal my verbond, hierdie verbond nie ontheilig nie. En wat oor my lippe gegaan het, sal ek dit nie verander nie. Jy sien, as baie mense wat vir jou goed beloof het, maar het nooit gedoen het nie. God sê, ek sal dit nooit doen nie. Ek is nie 'n mens wat kan lieg en dit spreek en dit nie doen nie. As ek dit beloof het, sal dit so wees. Jy moet dit leer om dit in besit te neem. Kom ons staan op ons voete, asseblief reg voor die tabernakel. Halleluja.